Goeiedag vriende en familie van Keiserviersy. Dit is 'n groot voorreg om ons eerste opneemdiens vandag met u te deel. En sommer dit wat op my hart is, dit wat binne my hart leef, met Keiserviersy se familie wat 'n aanpas familie is. En ek weet in hierdie tyd saam met ons as 'n leraarspan en as leiers gaan reis, saam wil hoor wat die Here vir ons elkeen wil sê. Die eerste diens is dan ook 'n spesiale diens want ons werk en leer binne 'n totaal nuwe definisie om die Here te aanbid, maar dit het ook die karakter van stilte, dit het ook die karakter van grootmoediging en saam stil wees by die Here. Omdat die Here is ek seker met elkeen van u, net soos met my, die tyd op pad was. Ons gaan sommer in die begin leer lekker saam stil te raak en onsself voor hom te verootmoedig. Kom ons buig in gebed. Here Hemelse Vader, as ons hierdie diens saam begin, is dit ons 'n groot voorreg om onsself vir u te verootmoedig. Ons kan nie anders as om diep afhanklik van u te wees. Want hierdie gebeure die afgelope tyd is vir ons almal baie groot. Dit oorweldig ons dikwels en laat vir ons voel of dit rondom ons totaal buite die Here is. Maar ons kom sê dankie dat ons laat voor u mag buig. En ons gaan ook nou hierdie diens voortsit met die wete dat u self hier teenwoordig is. Amen. Ons eerste lied wat ons saam met ons gemeente se begeleidingsgroep gaan sing is Leer my u wil. Dit is 'n vormingslied, 'n lied waar ons sommer net onsself voor die Here verootmoedig en ons gaan nou daarna luister. Die van u wat wil, kan sommer lekker saam sing. Oop te maak en dit te doen saam met my by Johannes 15, wat 'n beeld is wat vir my die afgelope tyd weer herinner het aan wie ons is en waarin ons kan rus. Ons gaan van vers 1 lees. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat geen vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie. En dan sien ons nou hoe hierdie teks verder ontleed word en hierdie formule herhaaldelik gebruik word. Jy kan dit nou lekker rustig by die huis deurlees. En dan gaan ons voortlees by vers 9. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat ek my lewe vir my vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, moet ek alles wat ek van my Vader geleer en gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek julle, en julle aangestel, sodat julle vrugte kan dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. O, 'n pragtige gedeelte wat ons almal natuurlik baie goed ken, eie aan Boland en sy karakter, eie aan ons wingerde wat natuurlik nou mooier en groener is as ooit tevore. Hoe maak 'n mens in so 'n tyd? Elizabeth Kubler-Ross, een van ons
bekendste traumadokters van alle tye, wat die kuns verstaan het om regtig by mense in hulle nood te sit, herinner ons daaraan, dat daar 5 fases is, wat 'n mens kan waarneem wanneer mense deur sulke tye gaan. Ek noem dit vinnig: skok, ontkenning, aanpassing of aanvaarding, depressie, of die persoon onderhandel herhaaldelik met homself. Ek sal graag 3 van hierdie maniere uitsonder as maniere wat ek onlangs by mense gesien het in hierdie tyd. Die eerste is natuurlik skok. Ons het self gesien hoe mense in rakke met trollies rondloop en koop asof dit uit die mode uitgaan. Sommige van ons het grappies gemaak en dit op sosiale media versprei. Ander van ons het sommer net gevries en weggekruip, want dit is wat skok partymal in jou doen. Ander het weer ontken. Hulle het aangegaan asof daar geen probleem was. Aangegaan asof die werklikheid eerder maar iets is wat jy agterskuif en aangaan soos voorheen. Maar dan was daar die sulkes wat, soos Kubler-Ross dit noem, aangepas het. Erns gemaak het met die omstandighede en sommer net gesê het, ons kan nie net aangaan soos voorheen. Ons moet bepaalde aanpassings maak. Ons moet hoor wat die Here vir ons sê. En ons moet binne 'n proses van aanvaarding en aanpassing nie dink binne die omstandighede. Dit is natuurlik sodat Elisabeth Kubler-Ross hierdie fases gebruik het as maniere van optrede. En dalk is u by een van hierdie fases en kan u met een van hierdie fases identifiseer. Maar ek sal graag 'n paar nuttige wenke uit hierdie teksgedeelte wil haal, om sommer net vir u te help, en vir myself te help, om in hierdie tyd verantwoordelik op te tree en aan te pas by ons almal se nuwe konteks waarin ons osself bevind. Hierdie gedeelte bevind hom natuurlik midde in 'n tyd toe Jesus se verraaier aangekondig is. Toe Petrus die een sou wees en aangekondig is as die een wat sou wees wat hom sou verloon, en niemand aangebied het om die Messias se voete te was. So 'n mens sou kon dink dat Jesus graag na vore gekom het en graag vir die mense wou help om te verstaan wat 'n mens kan maak wanneer verskillende elemente van teleurstelling of krisis jou lewe tref. Die eerste is om te verstaan dat die boer sy seun gestuur het om ons as lote in te en. En dis die wonderlikste werklikheid van hierdie tyd, wat ons vir mekaar kan gee as troos en werklikheid, om te sê, ons is ingeënt, ons is lote wat ingeënt is in die wingerdstam van God se liefde, deur sy seun te stuur en vir ons in te en vir ons die waarde te gee van wie ons werklik is. Ons kan natuurlik weet wat gebeur met 'n wingerloot as hy op sy eie probeer funksioneer en bestaan. Daarom kom die groot boer, God ons Vader, sê, hy het sy seun gegee, wat ons in hom ingeënt het, en vir ons kom sê het ons identiteit is seker. Dis natuurlik wonderlik om te weet, maak nie saak watter krisis daar is, ons is veilig by hom. Die tweede belangrike aspek in hierdie tyd om te onthou is, dat ons in hom moet bly, dat ons nie op ons eie kan funksioneer. Dat ons eintlik maar nie in die formule kom 10 keer voor, eintlik maar net moeite moet doen om binne hom te bly. Daarom word nie verniet een van die bekendste beelde van sy tyd gebruik nie, die wingerdstok, en word dit juist 10 maal herhaal, dat ons in hom moet bly. En hierdie in hom moet bly, gaan gepaard met 3 beelde wat ek vandag saam met my gebring het. Die eerste is die beeld van God se woord. In hierdie tyd word ons meer as ooit genooi om stories van God se genade aan mekaar te vertel, te bly in hom deur sy woorde, die boodskap en verhale van Jesus Christus en God ons Vader met mekaar herhaaldelik te deel. Dis natuurlik ook belangrik dat ons nie net deur middel van woorde kommunikeer nie, maar ook in hierdie tyd wat lydingstyd is. Die tyd is waar ons na mekaar toe kan gaan en vir mekaar kan sê as een groot familie dat ons nie net woorde deel met mekaar nie, maar ook as 'n groot familie onsself verootmoedig voor hom. Met ander woorde, ons eie lewe evalueer en vra op watter manier kan ons opofferings maak. En daarvan is die doringkroon natuurlik 'n treffende simbool. En dan word die bly in hom natuurlik ook gekoppel aan die uitvoer en deurvoer van die opdragte wat hy vir ons gee. So dit mag in hierdie tyd wees dat die Here vir jou baie duidelik sê, daar's bepaalde take wat hy graag wil hê jy moet klaarmaak.
En dis natuurlik nie altyd so maklik nie. Maar die kruis is daarvan 'n simbool en ek weet dat in die meeste van ons huise is daar kruise en hang daar kruise. Bly in hom. Bly in hom. Ons kan nie op ons eie klaarkom nie. Die teksgedeelte sê so mooi, 'n lood kan nie op sy eie funksioneer nie, dan dien dit as niks aan, dan dien dit niks anders as om weer vuur gemaak te word. Die derde belangrike aspek van hierdie teksgedeelte en dit staan natuurlik baie duidelik uit, is dat ons verhoudings moet verstewig. Ons het natuurlik nou meer as ooit nodig om kreatief te dink oor hoe kan ons by mekaar staan. Ons is nou juis in ons huise alleen saam as familielede. Maak erns met hierdie verhoudings. Maak erns met die verhoudings rondom julle. Gebruik sosiale media kreatief om mense te bemoedig en mekaar by te staan. Dit is nou die tyd om juis reg te maak en alles in plek te kry wat nie op datum is. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Dit is sy opdrag. Vul natuurlik jou huis in hierdie tyd, en hiermee sluit ek ons saam wees of ons oordenking af. Vul jou huis met simbole wat jou herinner daaraan, dat jy in die wingerdstok ingeënt is. Miskien wil jy sommer vir jou 'n paar stewige stompe in jou huis, wingerdstompe in jou huis sit, of 'n doringkroon ergens ophang, of sommer net weer die Bybel op 'n paar plekke in jou huis uitstaan, om te herinner dat jy graag die woord van die Here wil verkondig. Kom ons vra dit nou van die Here in 'n slotgebed. Here, ons kom voor U en ons buig en verootmoedig ons onsself, om net vir U te sê, hier is ons. Dankie dat ons in U ingeënt mag wees. Dankie dat ons daar gaan bly, want op ons eie kan ons nie funksioneer nie. Dit word 10 maal weer U as die wingerdboere herhaal, dat ons in die wingerdstok ingeënt is. Wil U dat ons ook dit sal weerspieël in ons verhoudings en die manier waarop ons leef. En sommer net vir mekaar weer in hierdie tyd te herinner daaraan, dat ons waarlik liefde en egtheid van verhoudings moet koester. Ons vra dit in afhanklikheid van U Vader naam. Amen. Ons gaan nou saam met ons begeleidingsgroep hierdie geleentheid in saamwees en oordenking afsluit, deur sommer net te sê, wees stil en weet. En ons gaan dit 1 en 4 vers 4 saam sing, deur hierdie baie mooi lied. Jy kan by ons begeleidingsgroep aansluit deur lekker saam te sing. Ek hoop jy het 'n mooi dag verder.